Die lyn uit die middelpunt van 'n sirkel na die middelpunt van 'n koord is loodreg op die koord en die loodlyn uit die middelpunt van die sirkel halveer die koord. Teen die einde van hierdie les moet jy hierdie twee sirkelstellings kan verstaan en bewys, toepas met vrae en by elkeen mooi kan identifiseer wat is gegee en wat is die aanvaarbare rede wat gebruik moet word. Hierdie twee stellings lyk eenvoudig, maar hulle word gereeld in moeiliker bewyse ingebou en speel soms wegkruipertjie met ons. Kom ons herinner onsself vinnig. Die middelpunt van die sirkel noem ons gewoonlik O. 'n Koord is 'n lynstuk met albei eindpunte op die sirkel, op die omtrek van die sirkel. As AB 'n koord is en M is die middelpunt van AB, dan beteken dit AM is gelyk aan MB. Ons kan ook sê dat die punt M halveer koord AB. Loodreg beteken OM is loodreg op AB, so die hoek is 90 grade. Die eerste stelling sê, die lynstuk uit die middelpunt van 'n sirkel na die middelpunt van 'n koord is loodreg op die koord. Met ander woorde, as O die middelpunt van die sirkel is en lynstuk OM uit die middelpunt na punt M wat die middelpunt van AB is, dan is OM loodreg op AB. Ons kan ook sê dat as lynstuk OM wat uit die middelpunt van die sirkel kom, koord AB halveer, dan is OM loodreg op AB. En 'n eksamenrede is nie 'n lang sin nie. Jy skryf net middelpunt sirkel, middelpunt koord. Presies soos ek dit hier geskryf het, met dieselfde afkortings en simbole. Die Chief Makers Report noem dat leerders skryf verkeerde redes soos radii of gelyke sye waar dit nie van toepassing is nie. So jy moet seker maak jy sien middelpunt van sirkel, middelpunt van koord en dan moet jou brein dadelik dink loodreg op koord. Nou kom ons bewys hierdie stelling. Hierdie vraag word gereeld vir 5 punte gevra. Die vraag sal wees: bewys die stelling wat beweer dat die lyn uit die middelpunt van 'n sirkel na die middelpunt van 'n koord loodreg op die koord is. 'n Diagram op jou antwoordblad sal gegee word. In ons voorbeeld is O die middelpunt van die sirkel. Die sirkel het 'n koord AB. Lynstuk OM halveer koord AB by punt M. Dus is AM gelyk aan MB. So, gegee, AM is gelyk aan MB. Te bewys, OM is loodreg op AB. Met ander woorde, M1 of hoek M2 is gelyk aan 90 grade. Vir die bewys het ons nodig om 2 driehoeke kongruent aan mekaar te bewys. Jy sal onthou uit graad 10 die voorwaardes van kongruensie. Hoek sy, hoek sy, waar die sy die ingeslote hoek tussen die twee sye is, sy, en 90 grade skyn sy. Ons teken dus 'n konstruksie. Trek OA en OB. Doen dit met 'n stippellyn op jou antwoordblad. Kyk nou gou na driehoek OAM en driehoek OBM en kyk watter voorwaarde van kongruensie gebruik kan word. Pause die video. Let op,
Skryf die letters van die driehoeke altyd in dieselfde ooreenstemmende volgorde, sodat die hoeke en sye wat by mekaar pas van die twee driehoeke regs langs mekaar staan wanneer jy kongruensie of later gelykvormigheid bewys. Eenvoudiger gestel, die manier waarop ons dit skryf sê klaar presies watter sye is gelyk en watter hoeke is gelyk. So driehoek OAM en driehoek OBM beteken hoek AOM is gelyk aan hoek BOM en hoek A is gelyk aan hoek B. Dieselfde met die sye vir kongruensie is OA gelyk aan OB en AM gelyk aan BM en OM gelyk aan OM, want dit is gemeen. Leerders maak foute wanneer die driehoek nie reg geskryf word nie. Byvoorbeeld, in driehoek AOB en driehoek MBO. Dit is verkeerd, want OA is nie gelyk aan MB nie. Hier volg die bewys. In driehoek OAM en driehoek OBM, 1 is OA gelyk aan OM en die rede sal wees omdat hulle beide radii, wat die meervoud van radius is. Die rede wat ons dan in hakkies skryf is radii. 2 AM is gelyk aan MB, dit is gegee. En 3 OM is gemeen. So, ons het nou 3 sye van elke driehoek gelyk bewys. Dus kan ons aflei dat driehoek OAM is kongruent aan driehoek OBM en die rede is sy. Wanneer driehoeke kongruent is alle ooreenstemmende sye van die driehoek ewe lank en alle ooreenstemmende hoeke ewe groot. So, hoek M1 is gelyk aan hoek M2. En omdat hoek M1 en M2 op dieselfde reguit lyn lê, weet ons, hulle is saam 180 grade. Dus is hoek M1 gelyk aan hoek M2 en hulle is gelyk aan 90 grade. En die rede is hoeke op 'n reguit lyn. Onthou, ons weet dat hoek M1 plus hoek M2 is gelyk aan 180 grade en dat M1 is gelyk aan M2. So, hoek M1 plus hoek M1 is gelyk aan 180 grade, so 2M1 is 180 grade, so M1 is dan gelyk aan 90 grade. Nou skryf ons die gevolgtrekking. OM loodreg op AB. En daar het ons die stelling bewys. Kom ons kyk na 'n toepassing van hierdie vraag. In die diagram is O die middelpunt van die sirkel en DF is gelyk aan FE. DE is gelyk aan 8 eenhede en OF is 3 eenhede. Bereken die lengte van die radius. Wanneer ons die woord middelpunt hoor, dan kies ons 'n kleur en dui alle radii aan. Ek gebruik gewoonlik geel. Verder is gegee dat DF gelyk is aan FE, so ek dui dit op my diagram aan. DE is 8, so beide DF en FE sal 4 eenhede wees. OF is 3 eenhede. Besluit op 'n kleur wanneer jy jou lengtes neerskryf, sodat jy dit duidelik kan sien op jou diagram. Gebruik nou 'n oomblik om te kyk of jy dit kan oplos. 'n wenk is, ons moet die stelling van Pythagoras gebruik. Ons sien dat OF is die lyn uit die middelpunt van die sirkel na die middelpunt van die koord. So, F2 is gelyk aan 90 grade en die rede is middelpunt sirkel, middelpunt koord. Die manier hoe ek dit geskryf het is die aanvaarbare rede wat gebruik kan word.
Die simbool van sirkel mag gebruik word en die afkortings net soos ek dit hier geskryf het. Verder weet ons EF is gelyk aan 4, dit is gegee. So, OE kwadraat is gelyk aan OF kwadraat plus EF kwadraat. Die rede is Pythagoras en ons skryf in hakkies Pyth. OE kwadraat is dan gelyk aan deur substitusie 3 kwadraat plus 4 kwadraat en dit gee vir ons 3 kwadraat is 9, 4 kwadraat is 16, so OE kwadraat is 25 en as ons die vierkantswortel aan beide kante vat, dan kry ons dat OE is gelyk aan 5. Die lyn vanaf die middelpunt van 'n sirkel loodreg op 'n koord halveer die koord. Met ander woorde, as O die middelpunt is en OM is loodreg op AB, dan is AM gelyk aan MB. Algemene lokval, moenie die twee stellings omruil nie. Middelpunt van koord gee vir jou loodreg. Loodreg uit die middelpunt gee vir jou halveer. Hulle lyk soortgelyk, maar hulle beginpunte verskil. Hierdie twee stellings werk soos 'n twee-rigting pad. Stelling 1, middelpunt van koord, loodreg op koord. Stelling 2, loodreg uit die middelpunt, halveer die koord. Dit beteken, jy moet baie mooi kyk wat in die diagram gegee is, wat jy moet bewys en die korrekte rede neerskryf. Kom ons bewys die stelling wat beweer dat die lyn vanaf die middelpunt van 'n sirkel loodreg op 'n koord die koord halveer. Gegee, OM is loodreg op AB. Te bewys, AM is gelyk aan MB. Ons trek weer 'n konstruksie, so ons trek OA en OB, net soos in die vorige voorbeeld, en ons moet nou hierdie twee driehoeke kongruent aan mekaar bewys. Kyk of jy die voorwaarde vir kongruensie wat hier gebruik kan word identifiseer. Voor ons bewys, kyk gou of jy die twee driehoeke se volgorde korrek kan identifiseer. Bewys. In driehoek OAM en driehoek OBM is 1 M1 gelyk aan M2 gelyk aan 90 grade en dit is gegee. OA is gelyk aan OB en die rede is, ja, radii. En 3 OM is gemeen. Daarom is driehoek OAM kongruent aan driehoek OBM en die rede is 90 grade hoek skyn sy. Ook geskryf 90 grade skyn sy. En omdat die driehoeke nou kongruent is AM gelyk aan BM. Voorbeeldtyd. In die diagram is O die middelpunt van die sirkel. Koord AB is loodreg op middellyn DC. CM tot MD is gelyk aan 4 tot 9 en AB is gelyk aan 24 eenhede. Voor ons die vraag lees, maak ons seker dat alle inligting op die diagram aangedui is. Omdat ek die woord middelpunt gehoor het, gebruik ek geel om alle radii aan te dui. Omdat OM loodreg op AB is AM gelyk aan BM. Gegee is dat AB is 24, so AM en MB is beide 12 eenhede. Onthou, ons moet redes gee as dit in een van die vrae gevra word. Ons gebruik op die oomblik net die gegeewe inligting. Die eerste vraag is, bepaal 'n uitdrukking vir DC in terme van X as CM gelyk is aan 4X eenhede vir 1 punt. Omdat dit net 1 punt tel, verwag ons nie lang berekeninge nie. Dit behoort 'n eenvoudige antwoord te wees wat jy vinnig uit die gegeewe inligting kan aflei.
Die verhouding van Cm tot Md is gegee as 4 tot 9. So ons weet Cm is 4 dele van die verhouding, dis is Md 9 dele. So Md is dan 9x. So, middellyn DC is dan gelyk aan dm plus mc, en dit is 9x plus 4x, so dit gee vir my 13x. Eenvoudig, as Cm die 4 dele van die verhouding voorstel, dan stel Md 9 dele voor. Daarom is Md 9x. Ek dui eers alle gegewe waardes op die sirkel aan. Ons weet dat Cm is 4x en die middellyn DC is 13x soos ons nou bereken het. Omdat D, O, M en C op dieselfde reguitlyn lê, verkies ek om die radius aan te dui. 'n Radius is mos die helfte van die middellyn. So, DO wat 'n radius is 13x op 2. Omdat OB ook 'n radius is, ons het dit geel gekleur, van dieselfde sirkel, sal OB ook gelyk wees aan 13x op 2. Vraag 2. Bepaal 'n uitdrukking vir OM in terme van x vir 2 punte. OC is 'n radius van dieselfde sirkel en daarom is dit gelyk aan 13x op 2. M lê tussen O en C, so OM is gelyk aan OC minus MC. Dit is gelyk aan 13x op 2 minus 4x. Skryf 4x met nommer 2 wat die KGV is en dan is dit gelyk aan 13x op 2 minus 8x op 2, so OM is gelyk aan 5x op 2. Jy kan ook jou sakrekenaar gebruik om dit te bereken. Vraag 3. Vervolgens of andersins bereken die lengte van die radius vir 4 punte. Vervolgens beteken gebruik die inligting in die vorige vraag om dit te beantwoord. En as jy kan onthou uit ons vorige voorbeelde, gebruik ons Pythagoras se stelling om lengtes te bereken. AM is gelyk aan BM is gelyk aan 12 en die rede is loodlyn uit middelpunt sirkel na koord. Onthou, alhoewel ons dit aangedui het op ons diagram nog voor ons die vraag gekry het, moet ons vir hulle wys ons ken die rede hoekom AM gelyk is aan BM. BO is gelyk aan OD en die rede is radii en die stap is die geheim. As ons nie dit aangedui het, dan sal ons vasgehak het en kon nie die vraag verder doen nie. Daarom is dit belangrik, as jy die woord middelpunt sien, kleur al jou radii in. Nou is die oplossing maklik. OB kwadraat is gelyk aan OM kwadraat plus BM kwadraat, rede Pythagoras. Deur substitusie is 13x op 2 kwadraat gelyk aan 5x op 2 kwadraat plus 12 kwadraat. Nou los ons vir x op. 13 kwadraat is 169x kwadraat en 2 kwadraat is 4, so dis 169x kwadraat op 4. Dieselfde met 5x op 2 kwadraat gee vir ons 25x kwadraat op 4 en 12 kwadraat is 144. So omdat die noemers dieselfde is, gaan ons die 25x kwadraat op 4 oorvat en dan bly ons oor met 144x kwadraat op 4. Nou kan jy of 144 deel deur 144 op 4 of jy kan maal met die KGV en dit gee vir ons 144x kwadraat is gelyk aan 576, so x kwadraat is 4, so x is dan gelyk aan plus of minus 2. En natuurlik omdat ons met 'n lengte werk, gaan ons met die positiewe waarde werk. So die radius wat gelyk is aan 13x op 2, stel ons die
2 deur substitusie in, so 13 2 op 2 is gelyk aan 13. Pause asseblief die video by stappe waar jy meer tyd het om te volg wat ek gedoen het. Probeer nou hierdie voorbeeld self doen. In opsomming, moet asseblief nie die twee stellings omruil nie. Die stellings werk eenvoudig. Middelpunt van koord is gegee, dan is die antwoord loodreg op koord. Loodreg uit die middelpunt is gegee, dan is die antwoord halveer die koord. Like, share en comment vir meer en subscribe asseblief vir nog video's.